Vanaand kuier ons by iemand wat baanbrekerswerk vir ons geliefde taal en onderrig gedoen het en steeds doen. Sy liefde vir opvoeding en ryg van woorde in die halssnoer van taal het hom uiteindelik tot visiedekaan vir onderrig en leer aan die Universiteit van Stellenbosch laat rank. Na meer as 4 dekades in die onderwys het emeritus professor Michael Lekordeer die tuig neergelê, maar nog lank nie laat gaan nie. Met tientalle boeke en handleidings op sy kerfstok maak hy steeds sy potlood skerp vir meer. Ek het in Wellington gaan stories luister. Geniet die kuier. Hy is iemand wat hard moes beklei en ook onder moeilike omstandighede om met geleerdheid in die hand te kon staan. Dit doen hy egter met grasie. Reeds op 16 skryf hy sy eerste rubriek vir die Burger. Vandag, sowat 'n halfuur later, doen hy dit nog steeds. Sy passie vir onderrig maak hom later skoolhoof en toe ook inspekteur van onderwys. Deesdae is Michael Lekordeer 'n professor in Afrikaans onderwys. Hy is 'n direksielid van die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans en sedert verlede jaar ook die voorsitter. En die lys gaan aan en aan. Wat egter die drif agter professor Michael Lekordeer se prestasies is, dit gaan ek vandag probeer uitvind. Professor, visiedekaan, voorsitter van 'n prominente Afrikaanse organisasie, maar ook nederige begin. Soos wat jy nou hier voor my sit, Michael, kan jy dink jy is en jy het bereik wat jy bereik het? Wel, 'n mens het jou ideale gehad. En 'n mens moet maar beskeie wees daarmee. Ek het altyd geweet my ouers is nie ryk nie. Ek het altyd geweet dat ek sou baie hard moes werk vir enige ding wat ek sou wou bereik. Ons kom met 'n baie beskeie woongebied, verlate kloof, 'n baie klein maar hegte gemeenskap wat omgegee het vir mekaar. En dit het jou nederig gehou. Dit het jou voete op die aarde gehou. En ek dink so met die tyd, gaandeweg, het 'n mens jou doelwitte een vir een behaal. Die huis waar ons vandag is, daar's nogal 'n mooi storie agterop, né? Ek en Sonja het baie hierso kom sit en dan kyk ons so oor die vallei en toe sê ek vir haar eendag, ek wil eendag vir jou hierso 'n huis bou. En weens in groepgebiede kon ons nie toe hierso woon nie. En ek het 'n goeie vriend gehad. Deur middel van hom koop ons toe die erf. En my skoonpa was 'n bouer en hy begin vir ons hierdie huis bou, die huis wat ons self ontwerp het. Ek onthou die dag 27 April 1994. Die oggend het ons gaan stem vir die eerste keer in ons lewens en net na die stem, toe gaan pak ons goed en toe kom ons hiernatoe. Toe is die huis net mooi gereed. So ons is in hierdie huis vanaf dag 1 van die nuwe Suid-Afrika. In Wellington lê jou na in die hart. Ek het ergens gesien dat jy en Sonja sê jy het vir die hele Wellington kinderskool gegee. Ons het saam begin skool in 1981 by Hoërskool Bergrivier. Ek het Afrikaans gegee. Sy het aanvanklik begin met naaldwerk. Wat beteken sy het vir al die dogtersklas gegee. Tot op hierdie dag, as ons instap by 'n koffiewinkel, by 'n bloemiste, selfs by die polisiestasie, dan is die persoon agter die toonbank gewoonlik iemand van wie ek op sy skool gehou het. En dan kry ons 'n bietjie voorkeurbehandeling. Ek moet hom bieg. Op 6 Julie 1959 laat val Michael Lucien Arnold Lekordeer sy eerste woord in Wellington. Hy word in Fonteinstraat groot as sy ouers se tweede van 6 spruite. Ook arm groot geword, né? Ja, baie arm. En my ouers was doodgewone werkers. My pa het in die leerfabriek gewerk, skoene gemaak. My ma was winkelassistente. So daar was nie baie geld nie. En dit het vir my van kleins af geleer om spaarsamig te wees. Want jy het geweet, as jy eendag 'n fiets wil hê, gaan Vader Kersfees dit nie vir jou gee nie. Ek weet Andre, jou oudste broer, moes ook uit die skool uit vroeg gegaan het om te help met die huishouding. Ongelukkig so. Al in graad 6. En hy het 'n swaaser geword. En later selfs 'n ingenieur. So hy moes help om ons ander 5 groot te maak. En wat 'n geweldige opoffering is dit vir 'n kind om sy skoolloopbaan prys te gee ter wille van sy jongere boeties en sussies. Maar jy was ook 'n skrander leerder. Jy het hard gewerk. Ek het hard gewerk. Ek het baie vroeg besef ek het 'n talent vir 2 dinge, vir tale en vir wiskunde. En dit was maar altyd vir my 'n besluit van watter kant toe sal ek gaan. Ek was baie geweldig lief vir lees.
Maar dit moes ook van ma af gekom het, nê? Nee. My ma was ontsettend lief vir die invul van blokkies raaisels. Sy het net daai taalvaardigheid gehad. My pa was ook baie lief vir lees. Hy het omtrent die hele biblioteek het hy dol leeg gelees en baie interessant, die pa het Engels en Afrikaans gelees. Dink jy ook baie keer met jou ouers, as tye anders was, sou hulle ander beroepe gehad het, wat hulle dalk regtig sou wou doen? Verseker, ek glo so. My ma was baie lief vir onderwys. Sy sou 'n baie goeie onderwyseres uitgemaak het. My pa met sy tegniese vaardighede kon 'n baie goeie tegniese persoon gewees het. En hulle het eintlik hulle ideale laat leef deur hulle kinders. My pa het altyd gesê, ek het nie geld om vir jou na te laat nie, maar ek wil vir jou nalaat met 'n geleerdheid. En toe Adam Small. Hy's ook ver langs familie. Ja, baie ver langs van my ma se kant af, ja. Hy het ook 'n invloed dat jy moet die lees en met die boeke toe jy hom ontdek. Ek het baie gelees en op 'n dag het ek begin om Césaire te lees en ek het sy gedigte het vanaf dag 1 op my gesit. Dit het my gefascineer hoe hy met Kaaps Afrikaans die boodskap so korrek kon oordra. En toe het ek ook geweet, jy weet, wat gaan my keuse wees tussen Afrikaans en wiskunde. Sou jy sê Adam Small het daarmee te doen gehad? Ek dink so. Ek het toe al begin dink, ja, ek sal hom eendag graag wil klas gee en hierdie gedigte vir kinders wil ontsluit en wil ontleed. So ja, toe is die besluit gemaak vir my. Jy moet vir ons die staaltjie vertel. Daar sit vloekwoord in, maar dit word uit liefde gedoen. 'n Ouetjie wat saam met jou op skool was met die naam Kippie en die onderwyser was meneer Ras. Ja, ons kry hierdie wiskunde som vir 'n toets. Dit was 'n moeilike som, iets van Pythagoras se stelling en so voort. Kippie kyk hierdie wiskunde som so. En Kippie skryf vir meneer Ras, liewe meneer, net die liewe Vader weet wat die som se antwoord is. En meneer Ras kyk hy dan so en hy skryf dit terug vir Kippie. Liewe Kippie, jy is reg. Liewe Vader kry vol punte, maar jy kry Na die breek gesels ek en professor Lekordeur verder. Hy beantwoord indringende vrae op sy eerlike, openhartige manier. Vrae en antwoorde oor opstande, hoe sy ouers alles verloor het, die huidige onderwysstelsel in Suid-Afrika, moedertaalonderrig en nog baie meer. Die groepsgebiedewet klop sommer vroeg reeds aan hulle deur toe Michael maar 4 jaar oud was. Hy is op hoërskool tydens 1976 se Sharpeville-opstande en word persoonlik daardeur geraak. Sy dryf na geleerdheid en sy liefde vir taal druk hom egter deur die klankgrens na akademiese vooruitgang en hoop. Toe gebeur dit ook, dis is dit die Boy Scouts. Ja. Jy was deel daarvan geword. Liefde vir Afrikaans, liefde vir taal, maar ook liefde vir die natuur. ja. En die Boy Scouts het taamlike invloed op jou lewe gehad. Geweldig. Ek is 15 en ek en nog 'n vriend van my, Roy, word gekies om Suid-Afrika te verteenwoordig in Noorwe by die wat hulle toegenoem het die Wêreld Jamboree vir Boy Scouts. Maar hoe dit ook al sê, ek kom in Noorwe en die televisiemense wil met my 'n onderhoud voer en hulle begin om vir ons politieke vrae te stel van apartheid wat ek in my eie land nooit so ervaar het nie. Ek het nie so daarna gekyk nie. Besef jy toe natuurlik wel dinge is verkeerd hier? Jy gaan eers besef dinge is verkeerd as jy in 'n ander land, in die geval in Europa was en jy sien hoe dinge daar gedoen word. Ons eet dan saam, ons bly saam, ons slaap saam, ons swem saam en dan begin jou kop met jou te smokkel. So ek kom aan in Suid-Afrika as 'n heel nuwe mens feitelik. En net 'n jaar na, in graad 12, gebeur in 1976. En die geskiedenis daarvan is bekend. Ons skool is geweldig geraak. Ons sou biologie skryf hieroggend. Maar ons het dit nooit geskrywe nie, want die skool is aan die brand gesteek. Kinders het huis toe gehardloop. Die polisie het op die skool gekom. En skielik was daar nie meer skool nie. Daar's ook die, as ek dit bietjie terug mag vat, jy was op 4-jarige ouderdom. Is daar 'n beeld wat in jou geheue vasgeprent is? Ma in die stootwaandjie. Ek was 4 jaar oud geweest, was nog in die hoogtyd van apartheid.
Maar wat ek onthou, hoe die stootkapers van die huise plat stoot en my pa se krisante ook plat maak. En ek weet hy was baie lief vir sy blomme. Jy het nie verstaan wat aangaan nie. Later sou 'n mens moet uitvind van die groepsgebiede wet en ons is verskuiwe daar. Waantoe toe nou pa, ma, jy Ja. en Boetie, waar Aanvanklik het ons tydelik gaan woon, ook maar by 'n tannie en uiteindelik slaag my pa daarin om 'n huisie te bekom in verlate kloof, waar hy vir ons 'n baie eenvoudige 4 vertrekhuisie gekoop het. En dis waar ek my kinderjare geslyp het. Daar was soveel insidente gewees, ook as student. Ja. Met die opstande en met die goed, was dit jy en professor Gerwel wat ook, daar was ook maar moeilike tye. Ja, kyk, daar was hierdie optog gewees en wat gelei was deur professor Van den Ros, ons rector self, en prof Gerwel, professor Reddy en professor Jaap Durant. En ek het nog nooit so 'n geweldige groot optog gesien nie. Ek dink dit was omtrent 10.000 studente. 1981. En daar was 'n geskietery met rubberkogels en goed en goed. Mense het onder elkaar geval en ek het geval. Duisende studente het boor my gehardloop en sovoorts en het my bewussyn verloor daar. Toe ek die volgende middag laat uiteindelik weer by my bewussyn is en ek het met my bebloede hemp op 'n trein geklim en die pad gevind Wellington toe. My pa was woedend vir my dat ek nie huis toe gekom het nie. Vergeet van waarheen ek gegaan het, hy was net kwaad. En ek hou my ma het net so 'n naalknippertjie, die stukkies hemp so uit my vel uitgehaal. En sy het my rug toe weer ingesmeer met haar olies en haar goed. En ekskuus, het hulle jou, toe hulle nou weet van die optog en die hele struggle ding, het hulle gesê, mooi my kinders, reg jy dit gedoen, of was hulle vies? My pa was vies. Jy weet, hy het vir my goed gesê, soos, ek het nie veel groot gemaak vir die politiek nie. Ek werk baie hard vir jou om elke dag vir jou op hy campus te hê. Jy weet ons het nie baie geld nie. Ek wonder, die rede hoekom ek daai vraag vra, want ek wonder baie keer of die geslag van byvoorbeeld jou ouers se mense, of hulle die apartheid maar net aanvaar het. Hulle het nooit openlik daaroor gepraat nie. Kyk, ek is seker hulle moes baie beskuldigings hoor, soos dat julle kon mos iets meer gedoen het, of hoekom het julle net stil gebly, of dis 'n geslag mense wat uit hulle huise uitgedwing was. So hulle het deur daai gevoel gegaan van ek het my huis verloor. En ek glo daai geslag mense wou nooit weer so 'n dag beleef nie. En ek dink dit het hulle toekoms gerig. Ja, en toe maar geleer om stil te bly en nou maar net gedoen wat En te sorg dat hulle werk doen. Elke dag as jy in die werk, jy verdien 'n loon, jy moet omsien na jou kinders en jy gaan na jou kerk toe. Die kerk het vir hulle toe die simbool geword waar hulle toekomstige krag gevind het. Ja. Dit glo ek. jy het vir ons liefste Marlene Pleroux, was jy 'n onderwyser gewees, jong onderwyser, toe is Marlene 17. En ek het onlangs met haar onderhoud gedoen, toe sy vertel ook die staaltjie, waar daar ook die skool is afgebrand. Jy het voorberei vir 'n Ek was 'n jong onderwyser van 21. Die skool wou vra van my, die skool het sopas 'n nuwe saal ontvang. Ek moet 'n drama op die verhoog sit. En wat ek doen, die koperketel en Marlene speel die hoofrol en dit gaan nog baie goed. Die dekor is opgestel. Ek het by oom Dr. Willis, hy het 'n oudhede winkel gehad op die dorp. Gaan meubels leen. En dis in 1985. En op daai dag besluit die studente vandag is dit 'n dag van betoging en 'n protes teen apartheid. En die polisie kom op die skoolterrein, traangas geskiet en geslaan. Marlene, jy kom staan langs my en sy huil. Ek sê, meneer, wat word nou van ons opvoering? Maar ek sê van Marlene, vandag het jy hierdie opvoering gemis. Maar ek sê nou vir jou, jy gaan eendag in beheer wees van ons land se opvoerings. En my woede het waar geword. Vandag is hy
hoofuitvoerende beampte van die Kunste Kaap in Kaapstad. Ons ken mekaar nie goed nie, maar ek wil tog by iemand soos jy hoor. Is daar nog baie keer dat jy 'n wrevel in jou het, 'n bitterheid in jou het, as jy dink aan daai dae, aan die betogings, aan die optogte, aan die onderdrukking? Dit kom soms by jou op. Baie mense skrywe in reaksie op my artikels, sal hulle sê, maar kan ons slag net vergeet van die verlede en aanbeweeg nie? En daarop wil ek sê, moenie verwag dat ons vergeet nie. Maar ek weet verseker, ons het lankal vergewe. En dis nog 'n ding wat ek by Adam Small geleer het. Small was vir 20 jaar in selfopgelegde ballingskap. En ek het hom daaroor uitgevra en hy het vir my gesê, want hy het hierdie bitterheid in hom gehad. Hy moes daaroor kom. En dit het hom baie lank gevat om daaroor te kom. Ek moet myself baie keer, en die gesprek gaan nou in 'n politieke rigting, en dit is nie wat ek wil hê nie, maar dit is tog menslike goed wat ek oor wil praat. As dit nou met my gebeur het en is gestruggle en ek is geslaan en kan ek nog so half, maar as ek nou moes dink, my maale is uit hulle huisie uitgesit. Ja. Ek weet nie of ek dan mens moet krag kry om te vergewe. Kan ons maar daaroor praat? Ja, nee, ons moet daaroor praat. Ek het baie lank gevat om daar uit te kom. Maar vandag weet ek dat ons almal was slagoffers van ons eie sosiale omgewings. Was slagoffers van ons eie politieke kontekste. Sal jy sê die wit mense ook? Baie beslis. En nou, dit is in die kerke van wit mense afgekondig dat apartheid is maar oké. So jy gaan jou dominee glo. En ons moet daai konteks verstaan. Kom ek gaan goed terug na die verhaaltjie van ek en Marlene en die meubels van die dekors alles vernietig. Toe ek teruggaan na oom Jock de Villiers toe, om hom te gaan sê, alles van jou meubels is vernietig. En hy kyk vir my en sê vir my, Michael, is oké. Ek het gehoor wat by die skool gebeur het. Maar kom ons skryf dit af as my bydrae tot die nuwe Suid-Afrika. En oom Jock was 'n wit man. Hy was 'n wit man. Ek was stom dat hierdie ou man soveel wysheid kon openbaar. En toe het ek besef, as ons sal moet begin vergewe as ons wil vorentoe beweeg in hierdie land. En hier in my huis hang 'n portret van Nelson Mandela. Die ou man het vir ons gewys dat ons, as ons nie gaan vergewe nie, gaan ons nooit kan vorentoe gaan nie. Na skool verwerf hy sy BA-graad met 'n beurs aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Sy eerste pos as leerkrag is by sy alma mater. Van daar af klim hy die suksesleer vinnig. Op 26-jarige ouderdom word hy hoof van Kaalmore Hoërskool. Hy word gou skooleinspekteur en ry gemeesters- en doktersgraad in. Onderwysstelsel in Suid-Afrika op die oomblik. Ons is in chaos. Ons onderwysstelsel is op 'n baie moeilike plek. Baie van ons skole, eintlik die meeste van ons skole, is nie 'n omgewing wat onderwys bevorder nie. En ons kinders kry swaar. Ons het te min skole in Suid-Afrika. Ek het 'n skool met my eie oë gesien waar daar 128 kinders in 'n klaskamer is. En ons sal almal wat omgee vir onderwys, ons sal almal baie hard moet werk om ons onderwysstelsel te kry op 'n vlak waar ons kan sê, maar ons gee die beste vir ons kinders. En elke een sal sy beste game moet bring, sodat ons kan saamwerk. Jy sê lees is so belangrik. Ouers moet kinders ondersteun om te lees. Dit het nog nooit verander nie. So die ouers is die eerste leesonderwyser. Net soos wat my ma saans met my gesit en vir my geleer lees het. Elke ouers moet dit nog steeds doen. Hoekom kan ons kinders nie lees met begrip nie? Eenvoudig. Dis moedertaalonderrig. Kinders kry in hierdie land slegs moedertaalonderrig in die grondslagfase. Nou dink gou 'n bietjie hieraan. Jy het skool gegaan in, kom ons sê in Zulu, en jy slaag graad 3 in 15 Desember. En dan dink sommige mense, Vader Kersfees gee vir elke swart kind in hierdie land Engels as 'n Kersgeskenk. Want op 1 Januarie moet hy kind wiskunde doen in Engels. Nou, hoe
Absoluut. As jy vir 'n kind 'n som gee in Engels en hy sy lewe lank net Zulu gehoor, gaan hy die som mos nou nie kan doen nie. Die hele moedertaalonderrig wat jy so voorstander van is, hoekom luister mense nie? Ek dink daar is nie 'n politieke wil om te wil luister nie. Daar's nie 'n politieke wil om ons onderwysstelsel in reg te ruk nie. En dit moet begin heel bo. Wat moet sê, maar moedertaalonderrig is belangrik. Maar hoekom word jy nie minister van onderwys nie? As hulle my vra, sal ek dit oorweeg. Dit wil nie sê ek gaan ja sê nie. Ek twyfel of hulle my gaan vra, want ek is nie 'n lid van die ANC nie. Hy blom ook in sy persoonlike hoedanigheid, letterlik. Michael is die land se krissante kampioen en het al letterlik elke liewe prys wat daar te wen is met sy blomme gewen. Die blomme. Ek dink baie min mense weet dit wat jy nou nie goed ken nie. Maar daar's groenvingers. Ek is mal oor my tuin, ek is mal oor plante. Ek kweek al 40 jaar wat ek krisante kweek. Dis terapeuties. Anders na 'n lang dag op kantoor, na 'n lang dag in die klas gee, kan jy by die saans by die huis kom, tussen jou blomme ontspan. En ja, ek het al heel wat toekennings gewen, maar ek sê net altyd vir mense dit. Ek het vir 28 jaar aan skoue deelgeneem en niks gewen nie. Ek sê altyd, ek moes eers leer om te verloor, voor ek kon wen. En jy daarom 'n oulike vrou. Ek kyk so vir hulle is nog net so verlief na al hierdie jare. Ons het ontmoet as studente en 41 jaar later met 2 kinders, baie mooi kinders, en ons deel goed. Sy's ook 'n Afrikaans onderwyser en 'n baie goeie een, wil ek beklemtoon. Sy het 'n toekenning ontvang van die WKOD. Ons deel ons liefde vir blomme en tuinmaak. Professor het nou afgetree, maar hy is besigger as ooit. Ek moet vir jou, al wat ek vir jou kan sê vandag is, wat 'n man, en die voorreg is absoluut myne. Baie dankie. Dit was 'n wonderlike voorreg aan ons en ek het dit baie geniet. 'n Oud fisidekaan by die Universiteit van Stellenbosch. Tientalle handboeke oor Afrikaans dra sy naam. Hy's 'n hooggeleerde professor. Tog noem hy homself 'n doodgewone mens wat van groenboontjie breedie en poesiesters hou. Wel, professor Le Cordeur, die kuier was buitengewoon en hartlik. Sterkte met alles wat jy aanpak.